Familie, ons begin vandag ons reeks, moet ek bang wees vir die dood. En wat ek gaan doen elke week is, hoe ek gaan begin. Ek gaan elke week begin met 'n ware storie, wat ek vertel van iemand wat op 'n baie eienaardige manier dood is. En die rede hoekom ek dit doen is, die realiteit is, nie een van ons weet, wanneer of hoe ons gaan doodgaan nie. En daarom moet ons voorbereid wees, né? So, ek begin vandag met hierdie eerste storie. Jy kan gaan na daai eerste slide toe daar, Walter, is die storie van João de Souza. So, ek weet nie wat het jy gedoen in 2013 nie, maar in Brazil in 2013 het 'n koei van 1,5 ton op 'n heuwel gewy. En hierdie João de Souza se huis was teen hierdie heuwel gebou. En hulle sê hulle dink die koei wou van daai heuwel af op die dak loop en toe val hierdie koei dwars deur daai asbesdak. En dit was terwyl João besig was om langs sy vrou te slaap en sy vrou was nie eers beseer nie, die koei is fyn, João is oorlede op die ouderdom van 45. Soos ek sê, niemand weet hoe of wanneer hulle gaan doodgaan nie. So ook sal daar 'n dag wees vir jou. Die groot vraag wat ons vra is, moet ek bang wees? Moet ek bang wees as daai dag vir my kom? En ek wil sommer straight out of the gate wil ek sê, alhoewel jy nie weet hoe dit gaan gebeur nie en hoewel jy nie weet wanneer dit gaan gebeur nie, een ding wat ek vir jou wil sê en wat ek gaan duidelik maak reg deur hierdie reeks, baie mense, miskien het jy die slide gesien op Facebook of jy het gehoor daarvan of jy hoor dalk nou vir die eerste keer van hierdie reeks, moet ek bang wees vir die dood. Die oomblik wat jy die dood hoor, dan sê jy so 'n bietjie, dan staan jou hare regop. En daar's iets in jou wat bang is en ek wil vandag vir jou sê, jy moenie wees nie. Jy moenie wees nie. Vir ons as kinders van die Here behoort dit nie so te wees nie. Natuurlik, as jy nie 'n kind is van die Here nie, dan moet jy baie bang wees. Dan moet jy baie bang wees. Maar as kinders van die Here, moet ek en jy glad nie bang wees nie. My titel vandag is absolute vrede. Absolute vrede, omdat ek weet. Omdat ek weet, dat ek weet, dat ek weet, dat ek weet, ek het die ewige lewe. Ek het die ewige lewe. En ek wil vandag hierdie, wat ek noem die leuen van onsekerheid, wil ek hê ons moet met dit breek en met dit wegdoen, hierdie leuen van onsekerheid, en ek kies om met sekerheid te lewe. Want as ek nie weet nie, as ek nie seker is nie, gaan ek altyd hierdie vrees binne in my en ek gaan nie lewe met die vrede van die Here nie. En ek wil begin deur vir jou te sê, dis presies wat die duiwel wil doen. Dis waarmee hy goed is, om leuns te vertel wat ons torment. Sy absolute tormenting leuen is om na kinders van die Here toe te kom en vir jou te sê, luister hier, jy kan nie regtig weet nie. Jy kan nie weet of jou saak met die Here reg is nie. Jy kan nie weet wat gaan gebeur as jou dag kom en 'n koei val op jou of 'n kar slat jou, wat ook al gebeur, jy kan nie weet wat gaan gebeur as jy by daai deur aankom nie. En by the way, as jy super seker is, dan is jy eintlik maar bietjie arrogant. Dan is jy maar arrogant. Want dan is jy nou bietjie, as jy dink, jy weet, jy's mos nou reg. Nee, nederige mense is maar bietjie bang, want nederige mense weet, hulle is onperfek. En hy's so goed om die waarheid te vat, en dit net so bietjie te draai, dat dit amper reg kan klink. En soveel gelowiges val daarvoor. En hulle is bang. En as hulle dink aan die deur van die dood, is dit vir hulle soos 'n kat wat water sien. Hulle wil weglewe van die dood af, weglewe van die deur van die dood af. Want ek is nie opgewonde oor wat aan die ander kant is nie, want ek weet nie wat aan die ander kant vir my wag nie. Jy kan maar daai volgende prentjie opsit en skuis vir hierdie, dis 'n bietjie, ek weet van julle is dit graphic, maar die duiwel wil hê, jy moet glo dat hy wag vir jou. Hy wag vir jou daar. Hy wil at least op die minste hê, jy moet wonder. En hy doen dit, deur hierdie onsekerheid te skep. Van die begin af, hy kom na Adam en Eva toe en hy sê vir hulle, het God regtig gesê? Het God regtig dit gesê? En hy maak hulle onseker, en die oomblik toe hulle onseker is, toe gaan hulle van die pad af. En vir ons vandag as Christene, hy sê, okay, so jy glo in Jesus, jy glo Jesus was hier, hy was hier, dis fyn, jy kan dit glo.
Maar dit wat hy gedoen het dit regtig die dood oorwin? Soos as jy nou in hom glo, is dit regtig genoeg? En as jy daai vir 0.00001% glo, daai leuen wat hy daar vertel. As jy glo, dit wat Jesus gedoen het 50% gedoen, maar ek moet die ander 50% doen. Jesus het 99% het hy aan die kruis uitgesort, maar ek moet 0.1 moet ek uitsorteer. As jy dit net so bietjie glo, dan het jy groot moeilikheid. Jy sal altyd bang wees vir die dood. En hy wil die fokus skuif van die afgehandelde werk van Christus na jouself. Te sê, ja, Jesus was hier, dis fyn, glo dit, maar jy het nou werk om te doen. En try hard om jou goeie dade meer te maak as jou slegte dade, want as dit nie is nie, boetie, ek wag vir jou daar. Ek wag vir jou daar. En ek dink as jy met soveel Christene vandag praat en hulle is eerlik, sal hulle vir jou sê, ek weet nie of ek reg is nie. Ek wil wees. Soos ek try, baie mense sal vir my sê, ek doen my beste. Ek doen my beste. En wat hulle eintlik vir my sê is, ek try in die hemel kom. Ek try in die hemel kom. En kan ek vandag jou net herinner, ek weet, as jy die evangelie nou al 'n ruk gehoor het, dan ken jy dit, maar kan ek jou net vandag herinner, jy kan nie in die hemel kom nie. Jy kan nie. Ek kan nie. Net dit wat Jesus gedoen het, kan vir ons daai deur oopsluit. En as jy dit nie glo nie, het dit so 'n negatiewe effek op jou hart en op jou lewe en op jou gesin. Nie net vir eendag nie, want die uiteindelike doel van daai ongeloof is dat jy eendag by daai deur kom en jy het nie jou vertroue in Jesus gesit nie, en dan het jy 'n probleem. Maar dit beïnvloed jou lewe nie net vir eendag nie, maar ook vir nou. Want as jy nie glo dat dit wat Jesus vir jou gedoen het genoeg is nie, dan betwyfel jy God se hart en sy vermoë vir jou. Dan bring dit konflik in jou verhouding met die Here. As jy nie seker is oor hoe God oor jou voel nie, in enige oomblik van jou lewe, jy kyk na jou lewe, die goed en die sleg, en jy wonder, hoe voel hy oor my? Voel hy in hierdie seisoen goed oor my? Hy voel bietjie beter, want ek lewe nie soos, ek vloek nie meer so baie nie, en ek doen nie meer daai nie, maar in hierdie ander seisoen, dan sit nou weer bietjie, as jy dit koppel aan jou lewe, en jy daai onsekerheid veroorsaak het groot konflik in jou verhouding met die Here. Jy kan nie met vrymoedigheid bid nie. Hoekom sal jy? Jy wonder altyd, is hy tevrede met my? Hy is 10-1 teleurgesteld in my. Jy sal altyd probeer om sy liefde te verdien deur hoe jy lewe, in plaas van om te glo jy het dit klaar. Dis hoekom hy gesterf het vir jou. En dan sal altyd hierdie moegheid en hierdie amper 'n depressie oor jou, omdat hy teleurgesteld is, omdat ek voel ek doen nooit goed genoeg nie. En dan het ek amper hierdie vrymoedigheid van 'n kind wat aangeneem is, maar hulle weet nie regtig hoe die ouers oor hulle voel nie. En so 'n kind klop anders aan 'n slaapkamer deur as 'n kind wat weet. 'n Kind wat weet dat hulle weet, my pa is lief vir my. Ek kan na hom toe gaan enige tyd oor enige iets. En soveel Christene lewe soos daai weeskind. Wat nie weet nie, ek weet nie of ek kan daai deur kan gaan klop nie. Ek weet nie of ek goed genoeg doen nie. Ek weet nie of hy nou na my gaan luister nie. Ek weet nie of hy glimlag oor my nie. So ek tree terug en ek try al hoe meer om beter te wees, om te verdien. En as ek nie eers nou verdien om in sy teenwoordigheid te kan inkom nie, dan weet ek dat ek weet, ek gaan nie reg wees as ek by daai deur kom nie. Dan is daar 'n ander hand wat wag vir my daar. Dis presies wat die duiwel wil create. En nie net is dit 'n issue in jou nie, maar is 'n issue in jou kinders, want 'n kind sien. 'n Kind kan sien, my ouers het 'n passie om te aanbid. Want daar is hierdie absolute dankbaarheid oor dit wat Jesus vir ons gedoen het. My ouers, as iets fout is, dan glo hulle in die afgehandelde werk van Christus. Hulle glo in dit. So as daar 'n probleem is, dan glo hulle, God kan enige iets doen. Hy het die dood oorwin, so hy kan enige iets doen. So hulle vat dit na die Here toe en hulle bid en hulle praat met hom. As jy dit nie glo nie, of jy's net 'n bietjie onseker of dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, regtig vir jou die prys betaal het, dan gaan jy jou probleme ook self wil uitsorteer. Dan gaan jy dink, hy kan tot 'n mate iets doen, maar hy kan nie dit heeltemal vir my uitsorteer nie. En ons kinders sien dit. Hulle sien dit in hoe ons bid. Hulle sien dit of ek wil Bybel lees, of ek glo in die beloftes wat in die woord staan.
Of is dit 'n ding van, is mooi stories, Noag in die ark en Jona, is mooi stories, mooi lesse daar binne, maar dit gaan nou nie help vir my lewe maandag by die werk nie. Ons kinders sien dit. En dan vorm dit hulle godsbeeld. Dit vorm wat hulle dink oor Jesus. En of hulle dink dit wat hy gedoen het is goed genoeg vir ons, en of hulle dink my God is so groot en so sterk en so magtig, daar's niks wat hy nie kan doen nie. Dit vorm of hulle dit glo. En of hulle eerder glo, God is groot, maar hy is ook baie moeilik. Hy is groot, maar sy teleurstelling in my is ook groot. Hy kan baie doen, maar wil hy dit vir my doen? Ek dink nie so nie. Want ek sien by my ouers, hulle traai so hard om op te leef tot iets en hulle voel nooit hulle kry dit. Daar's net nie hierdie dankbaarheid en hierdie vrede en hierdie liefde vir Jesus oor dat hy ons eerste lief gehad het nie. En is so belangrik dat ons terugkom na die evangelie om altyd te kyk, wat sê die Here vir ons? Wat is die goeie nuus? En as jy jou Bybel hier het, dan wil ek jy moet saam met my blaai na 1 Johannes 5 toe. Die heel laaste bladsy van 1 Johannes 5. So Johannes, hy skryf in sy brief, 1 Johannes, skryf hy oor die evangelie. En hy praat oor dit wat Jesus vir ons gedoen het en hoe dit vir ons die ewige lewe gee. En heel hier aan die einde is daar een opskrifie, dit sê die doel van die brief, die doel van die brief. En dan gaan dit weer aan met iets anders. En in daai, daar's net een sin onder daai opskrif. En hy sê, hier is die doel van my brief. Hierdie brief skrywe ek vir julle, sodat julle kan nie raai nie wonder nie, definitief nie bang wees nie, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe nie maybe gaan kry eendag nie, dat julle dit het. Jy wat 'n kind van God is, jy wat in Christus glo, jy het die ewige lewe. Julle wat in die Seun van God glo. Hierdie is so powerful. Ons kan verby hierdie een sinnetjie lees agter in 1 Johannes, asof dit maar net, okay, hier skryf hy nou net oor wat sy doel is van die brief, is amper admin. Hierdie is massive. Hierdie is hoekom ek met julle praat. Hierdie is die doel van alles wat ek vir julle sê. Die Here wil hê jy moet weet. Hy wil nie jy moet wonder nie. Hy wil nie hê jy moet twyfel nie. Hy wil hê jy moet weet dat jy weet dat jy weet dat jy weet dat jou hart met hom is reg. Dat jou verhouding met hom is reg. En ek vra jou vandag, weet jy dit? Het jy hierdie absolute vrede wat die goeie nuus bring? Dat jy weet, ek is op pad na daai deur toe. En wie wag daar vir my? Jesus wag daar vir my. En die dood is nie meer iets om te vrees nie, dis nie my vyand nie, want dis reeds oorwin. Kan ek dit so vir jou sê, Jesus het die dood doodgemaak aan die kruis. Jesus het die dood doodgemaak. En al wat die dood nou is 'n deur na die ewige lewe. En Jesus wag daar vir my. Ek hoef nie te wonder wat's aan die ander kant nie. Ons weet, die woord sê ons, dis net 'n deur. Jesus wag daar vir my en hy gaan my daar ontmoet. En dan gaan hy my vat en my op 'n toer vat. Na daai Vader se huis toe, wat hy vir my besig is om voor te berei. En dan gaan ek op die res van die toer gaan in die hemel. Hoe awesome is dit? Hoe awesome is dit? En as gevolg van dit wat aan die kruis gebeur het, dis waar ek sien hoe lief die Here vir my is. En hoe seker ek is in hoe hy voel oor my. En as gevolg van dit sit ek my hart en my lewe in sy hande. As gevolg van dit vertrou ek hom met my lewe. Ek dink aan hierdie gelykenis van die vliegtuigkaartjie. Sê nou maar iemand koop vir jou 'n vliegtuigkaartjie. Sal dit nie funny wees nie, né? As jy sien hier kom 'n gultjie daar aangehardloop of 'n ou met 'n vliegtuigkaartjie en hulle sê hoor hierso, jy sien hulle is so bang, hulle is op hulle senuwees. En dan probeer jy staan nader om te hoor wat se issue en jy hulle sien nee, iemand het vir my pa het vir my hierdie kaartjie gekoop. Ek het dit nie self gekoop nie. So okay, maar hy's gekoop, ja. So wat se issue? Nee, ek het dit nie self gekoop nie. So maybe gaan hulle my nie laat deur gaan nie. En eventually gaan hulle deur, en as hulle by die vliegtuig kom, voel hulle so sleg dat hulle nie hulle kaartjie betaal het nie. Hulle gaan na die pilot toe klop aan die deur en sê, hoor hierso man, ek voel so sleg, ek het nie hierdie kaartjie betaal nie, ek sal die vliegtuig vlieg. Laat ek net iets doen.
Nou dit klink simpel, né? Maar dis wat baie mense met Jesus doen. Hy het die kaartjie betaal. Hy is die vlieënier. Hy sê al wat ek wil hê is kom net op die vliegtuig. Dis al wat ek wil hê. Ek vlieg hierdie vlug, ek vat jou na waar jy moet wees. Ek doen al daai. Ek het vir jou die prys betaal en ek vat jou die ewige lewe in. Ek wil net hê jy moet in my vertrou en na my toe kom en op my vliegtuig wees. Soveel gelowiges vandag wil die vliegtuig vlieg. Wat sal gebeur as jy 'n vliegtuig vlieg? Okay, my skoonpa mag nie hierdie een antwoord nie. Okay, as jy 'n pilot is hier, dit tel nie vir jou hierdie vergelyking nie. Maar vir almal anders, wat sal gebeur as ek die vliegtuig vlieg? Dan het ons moeilikheid. Né? Well, maybe nie, want hy gaan nie eens opstyg nie. Maar Jesus is die vlieënier. Hy vat ons op hierdie journey. Hy is die een wat sorg dat ons veilig aan die ander kant is en dis wat God wil hê jy moet glo met jou hele hart. Hy wil nie hê jy moet onseker wees oor die dood nie. Hy wil hê inteendeel jy moet doodseker wees oor ewige lewe. No pun intended. Hy wil hê jy moet doodseker wees oor die ewige lewe want hy het die dood gemaak. En hy het dit gedoen vir jou dat jy as ons lees in Johannes dan sê dat hy wil hê ons moet die lewe hê in oorvloed. Wat beteken dit? Baie mense dink dit beteken baie geld. Weet jy waar begin abundant living? Lewe in oorvloed, dit begin net by vrede. Wat is die eerste ding as Jesus mense gesien het toe hy uit die dood uit opgestaan het? Die eerste ding wat hy vir hulle gesê het, vrede. Vrede. Daar's baie mense wat ek ken, hulle het baie geld, hulle is suksesvol, maar as jy vir hulle kyk en bietjie met hulle praat, kom jy agter, dink jy daar's vrede nie. Ek dink ook hier daar's vrede in die huis nie. Jy kan baie goed hê wat jou suksesvol kan maak, maar as jy nie vrede het nie, as jy nie besig met abundant living nie, om in die aand jou kop op die kussing te kan sit en te weet dat jy weet die Here is lief vir jou, en jy's genoeg vir hom, en jy's reg met hom, en dat dit jou so vrede gee, dat jy amper sê, hoorie, ek's reg om te gaan. Ek's reg om te gaan. Al hoekom ek nog hier wil wees, is om vir hom 'n verskil te maak, is om my family te bless, en saam met hulle iets vir Jesus te doen. Maar anders is dit, ek's reg om te gaan. Ek wil nie die fights hier fight nie. Ek is reg om te gaan, want ek weet wie wag vir my by daai deur. Ek wil nie weglewe van die deur af nie, ek wil lewe na die deur toe, want ek weet ek weet die hemel gaan amazing wees. En ons gaan in hierdie reeks nog daaroor praat. Wat sê die Here, die Bybel van die hemel? Wat sê die Bybel van die oordeelsdag? Ek dink dis hoekom baie mense bang is vir daai dag, want as ek gaan, dan gaan daar 'n oordeelsdag wees, en baie predikante het dit al so laat klink, dat jy moet bang wees, boetie. Jy moet bang wees. Terwyl Jesus se hart is, nee, ek wil nie hê julle moet bang wees nie. Ek gee julle nie 'n gees van vrees nie. Ek wil hê julle moet bold wees. Ek wil hê julle moet in my teenwoordigheid kom en weet ek is by julle en ek is lief vir julle en ek is vir julle en ek gaan julle help met alles wat julle mee stoei in hierdie wêreld. En vandag wil ek jou challenge met daai vraag. Het jy daai vrede? En is dit dalk 'n 0.0001% kans dat jy sê, ek weet nie of ek reg is nie. Ek weet nie wat wag vir my by daai deur nie. Ek is 'n bietjie bang. Dan wil ek jou vandag vra om dit te breek. Ek wil jou vra om dit te breek. Namens die Here vra ek dit vir jou, want hy wil nie hê jy moet so lewe nie. Daai is tormenting en hy soek dit nie vir jou nie. Hy wil hê ons as sy kinders moet vrede hê. En dat ek vanuit daai vrede lief is vir hom, omdat ek absoluut weet dat ek weet hy's klaar lief vir my. Ek hoef dit nie te verdien nie. Ek het dit. En uit liefde uit journey hy saam met my. Paulus skryf in 1 Korintiërs 15 vers 54 en 55 weer, jy ken hierdie skrif, jy het dit al gehoor, die dood is vernietig, die oorwinning is behaal. Dan praat hy met die dood en hy sê, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? In Engels het jy dit al gehoor, death, where is your sting? Die angel is uitgehaal, hy kan jou nie meer steek nie, hy kan jou nie seer maak nie, hy kan niks doen nie, dis klaar oorwin, Jesus het vir ons die prys betaal. En as ek dit glo, familie, dan kom ek in die Here se teenwoordigheid in, en ek weet hy wag daar vir my, ek weet hy wil met my praat, ek weet hy wil vir my iets sê, ek weet hy wil my help, selfs met my sonde, nooi hy my uit en sê, bring dit vir my. Ek sal jou help, ek sal jou vergewe, ek wil jou vergewe. Vrydag aand by die jeug, sê ek vir die jong mense, hey, jy gaan nog groot foute maak in jou lewe. Dis die realiteit. Wat dan?
Wat maak jy as jy skuldig voel en jy het groot foute gemaak? Die Here sê, bring dit vir my. Hy sê nie, gaan try dit uitsorteer eers nie. Bring dit vir my, ek gaan jou help. En ons as volwassenes, weet ons dit nog? Probeer jy net aangaan en sê, ag, almal het sonde en ek weet nie, ek kan dit nie hierdie, ek sal maar try om dit uit te sorteer en jy gaan dit aan of vat jy dit na jou Vader toe. En met vrymoedigheid bid jy, want jy weet hy luister. Jy weet hy wil van jou hoor. Hy wil jou vergewe. Hy wil jou genees. Hy wil jou sterker maak. Hy wil jou ophelp. Hy wil met jou praat. Hy wil jou visie gee. Hy wil jou wysheid gee vir die challenges waardeur jy gaan. En as ek dit glo, dan kom ek na hierdie boek toe en ek lees hom, want ek glo, as Jesus dit vir my gedoen het, dan sal hy ook alles anders vir my kan doen. So ek glo in hierdie beloftes. Ek glo in Noag, ek glo in Jona, ek glo in dit wat Paulus sê, ek glo in dit wat Jesus hier in Handelinge gedoen het in sy eerste kerk. Dis amazing stories van dit is, maar ek glo in dit. En ek glo, hy wil met my lewe ook so hoofstuk skryf. Glo jy dit? Die Here wil hê jy moet dit glo. Soveel so, dat jy so passie het vir die evangelie en vir hierdie goeie nuus. Hierdie onverdiende genade van die Here, dat jy kan uitgaan, amper met jy kan dit nie binnehou nie, jy moet dit deel met vriende. Jy moet met iemand praat, jy moet hulle vertel. As jy net 'n rukkie staan daar by die werk of langs die rugbyveld en jy hoor, ek weet nie of hierdie mense weet wat Jesus gedoen het. Hulle glo in Jesus. Nou dis een ding, maar dis nie die hele storie nie, want as jy nie glo dat dis genoeg wat hy gedoen het nie, dan gaan dit nie vir jou daai vrede gee nie. En as jy agterkom, iemand leef nie met daai vrede nie, deel die goeie nuus met hulle. Hê daai passie, nooi hulle, sê kom hoor wat Jesus vir ons gedoen het. En hierdie goed wat jy mee stoei, Jesus wil dit vat van jou af. Jesus wil jou vrede gee, Jesus wil jou help. Ek dink soveel mense kom nie kerk toe vandag nie. Want hulle voel, ons gaan net nog skuldgevoel op hulle gooi. Hulle gaan net voel, ek gaan net vir jou sê wat jy nog moet doen, en nog moet doen, en nog moet doen, en nog moet doen. En soos ek vir die jong mense sê, jy weet, ek kan jou leer oor respek vir jou ouers. Ek kan jou leer oor wat jy moet en nie moet doen met 'n selfoon nie. Ek kan jou leer oor baie goed, en al daai goed moet ek vir hulle leer, en moet ons oor praat. Dis goeie goed, maar jy kan al daai goed perfek doen, en nog steeds hel toe gaan. En net so wil ek vandag afsluit en vir jou sê. Daar's so baie goeie goed wat jy kan doen. En daar's so baie slegte goed wat jy kan doen. Op die einde van die dag kom dit neer op wat Jesus gedoen het, nie wat jy doen of nie doen nie. En as jy dit regtig glo, dan sal jy hom wil volg. Jy sal meer van hom wil leer. Jy sal 'n pad saam met hom stap. En dan sal hy jou lewe op 'n amazing manier verander, en hy sal deur jou lewe begin werk op 'n amazing manier, maar dit hang nie van jou af nie. Dit hang alles van hom af. Jy moet net eers glo in vliegtuig te kom, en net op die vliegtuig sit, laat hy jou kan vlieg. Dat hy jou kan lei, en ek dink soveel mense voel, ek gaan kerk toe kom, en ek voel klaar, my lewe is nie reg nie, en dan gaan die pastoor vir my sê, ja, jy moet dit doen, en jy moet dat doen, en jy moet die, en soveel mense voel net so genak, dat hulle voel, ek wil nie nog geskop word terwyl ek lê nie. En mag ek jou vandag stuur met hierdie nuus, nie net vir jouself nie, maar om te gaan in hierdie community en mense te herinner aan dit wat Jesus vir ons gedoen het. En alles in die lewe, as jy daai honger en dors na daai vrede, het gaan nie oor wat jy doen nie. Het gaan alles oor Jesus. Kom net na Jesus toe, bring dit vir Jesus. Want dit wat hy vir ons gedoen het, familie, is genoeg. En ek hoop regtig jy glo dit vandag. En miskien sit jy hier vandag en jy doen nie. Miskien sit jy en jy sê, "Jesus, Jacques, ek is al lank 'n Christen. En ek glo in Jesus, ek weet hy was daar, ek weet hy het gesterf, maar in terme van glo, dat ek weet, dat dis genoeg vir my, ek is nie daar nie." Dan wil ek vandag vir jou sê, dis is geen veroordeling nie. Dis hoe die vyand werk. Ek wil bid vir jou. En ek wil jou uitnooi om te sê, kom weg van daar af. Jy hoef nie daar te lewe nie. Jy hoef nie daar te bly nie. Die Here het so passie om jou van daai plek af weg te ruk, soos 'n kind wat naby 'n krokodil speel, om jou weg te ruk daarin te sê, hey, jy moet nie daar wees nie. Jy moet nie daar wees nie. Jy moet hier by my wees. En ek wil hê jy moet lewe met daai absolute vrede in jou hart. Kom ons bid saam.
Hemelse Vader, U ken elkeen van ons harte hier. U sien mense wat bang is vir daai deur, wat amper weglewe daarvan af, wat soos 'n volstruis hulle koppe onder die grond druk, wil nie sien, wil nie hoor, wil nie weet van die dood nie. Maar Here, as gevolg van dit wat U gedoen het 2000 jaar terug, hoef ons glad nie bang te wees nie. Inteendeel, moet ons lewe met 'n opgewondenheid dat ons is God se familie, ons is oorwinnaars, ons is ryk, ons is gesond, alles wat verkeerd is reggemaak aan die ander kant, en dis waantoe ons op pad is. Ons is op pad na 'n feesmaal toe. En U, Here Jesus, wag vir ons by daai deur om ons daarin te lei. Here, ek bid dat daar 'n prentjie getatoeëer word op mense se harte en gedagtes vanoggend. Dat hulle sal ophou bang wees en sal lewe nie op grond van hulle goedheid nie, maar op grond van U sin. My gebed is as hier vanoggend iemand sit wat sê, "Jesus, ek is vir so lank nou weg van Jesus af dat ek weet van hom, maar ek het geen verhouding met hom nie." Dat hulle sal hoor hoe U hand uitgesteek is na hulle toe. Dat hulle nie eers iets hoef te doen of hulle lewe eers hoef reg te kry nie, maar dat hulle net moet kom. En in U arms moet inhardloop soos U hulle sal vasdruk en sê, "Ek het jou lief. Ek het gesterf vir jou omdat ek jou reeds lief het. Jy hoef nie my liefde te verdien nie." En dat daar vanoggend hier rekonsiliasie sal wees. Nie op grond van ons goedheid nie, maar op grond van U sin alleen. Dankie vir daai genade, dankie vir daai amazing grace waarvan ons kan sing en waarvoor ons U kan aanbid. Mag ons dit so glo en mag dit so in ons opborrel en so in ons werk dat dit uitborrel eerstens na ons kinders toe. Dat hulle dit sien en dat hulle sien, "Jesus, my ouers glo." Ek sien dit in hulle gesigte, ek sien dit as hulle, ek hoor dit as hulle bid, ek sien dit as haar probleem is, hulle hou vas aan Jesus. Hulle maak staat op die krag van Jesus. Mag ons dit uitvat in die gemeenskap en oral waar ons gaan, dat dit uit ons sal uitborrel hierdie geloof. En dit wat U vir ons gedoen het aan die kruis, Here Jesus. En dat mense weer sal kerk toe kom met hierdie absolute vrede. Dat hulle U sal ontmoet en sal wegdoen met daai vrees, hierdie tormenting leuen van die vyand. Dankie dat U vir ons wag by die deur. Dankie dat ons kan lewe met daai prentjie. Ons het U so lief. Dankie vir U hart. Dankie dat ek weet U sal elke persoon hier, maak nie saak waar hulle is nie, ontmoet soos hulle nodig het en soos U wil vanoggend. Ons het U so lief daarvoor. En ons bid dit in U mooie naam, Here Jesus, en ons sê saam. Amen.